Goeienaand en welkom by vanaand se aanlyn Bybelstudie. My naam is Martin Botha en dit is vir my 'n groot voorreg om weer voort te gaan met vanaand se Bybelstudie uit die eerste brief aan die Tessalonisense. Ek is opgewonde om vanaand se gedeelte met u te kan deel en dis vir my 'n groot voorreg elke keer wanneer ons saam die Bybel open. Baie dankie aan elkeen wat getrou ingeskakel het hierdie kwartaal. Ek glo en vertrou dat dit vir u tot seën was. Dankie vir elkeen wat vir my so 'n bietjie terugvoer gegee het oor wat hierdie gedeeltes vir hulle beteken het en hoe hulle dit toegepas het in hulle lewens. Julle is vir my werklik kosbaar. So kom ons gaan aan na die volgende gedeelte sonder om te veel tyd aan die inleiding te mors. Ek wil graag vra dat ons net ons oë sal sluit en dan die Here sal vertrou vir die gedeelte wat ons dan nou gaan deel met mekaar. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, ongelooflik baie dankie dat u so vol van genade en van liefde is. Dankie Here vir die rykdom van kennis en wysheid wat u vir ons gee. Dankie vir die gawes wat u in ons lewens toegelaat het, wat ons selfs toelaat om vanaand op 'n aanlyn manier met mekaar te kan gesels en te kan deel. Dankie vir die skrif, Here, wat ons leer hoe ons moet lewe en hoe ons 'n lewe gaan leef wat nader is aan dit wat u vir ons beplan het. Dankie Here dat ons hierdeur geestelik kan groei en daardeur, Vader, ander mense kan bereik en die liefde en die lig in hierdie wêreld kan uitsaai soos 'n saaiër en ook die vrug daarvan sien opkom. Ek bid vir elkeen wat vanaand ingeskakel is, vir elkeen wat later luister. En ek vra Here Jesus dat u in elkeen van hulle se hart 'n vuur van verligting sal kom aansteek. Dat hulle u woorde op hulle hartstafel sal bære, gereeld daarna sal verwys en sal leef uit die lewe wat u aan hulle bied. Ons loof u tot in alder ewigheid, Here, want u alleen is dit waardig en vertrou u ook vir hierdie Bybelstudie wat voorlê. Amen. Ek wil dan soos altyd wegtrek met 'n vraagie wat ek graag aan u wil stel en vanaand se vraagie is baie eenvoudig. Moet jy gaan met leë hande? Moet jy gaan met leë hande? En natuurlik verwys dit na die ou Halleluja lied waar ons so lekker saam sing in die kerk. Moet ek gaan met leë hande? Moet ek so my Heer ontmoet? Nie een siel gelei na Jesus, niks te offer aan sy voet. En met die inleiding van hierdie gedeelte wil ek graag dit net so 'n bietjie in die harte kom vasmaak en so klein bietjie duiwelsadvokaat kom speel. En vir u net vra, is daar enige ander opsie as om te gaan met leë hande? Is daar werklik enigietsie wat ons uit onsself uit vir die Here kan bring of doen? Is die siele wat gered word deur ons bediening ons eiendom om aan God terug te kan gee? Al dan nie. Moet ek gaan met leë hande? Moet ons so ons Heer ontmoet? 'n Baie interessante vraag en ek glo en vertrou dat elkeen van u dit vir uself sal kan antwoord aan die einde van vanaand se gedeelte. Ons gaan begin deur eers net 'n paar versies met mekaar saam te lees vanuit die tweede hoofstuk van 1 Tessalonisense en ons gaan begin by vers 17 vandag. Vers 17 sê: Maar nadat ons, broeders, 'n kort tydjie van julle geskeie was in persoon, nie met die hart nie, het ons met groot verlange ons des te meer beywer om julle aangesig te sien. Daarom wou ons na julle toe kom, ek Paulus, meer as eenmal, maar die Satan het ons verhinder. Want wie anders as julle is ons hoop of blydskap of kroon van roem in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus by sy wederkoms, want julle is ons eer en ons blydskap. En met hierdie woorde sluit Paulus dan die tweede hoofstuk van 1 Tessalonisense af, want julle is ons eer en ons blydskap. Nou ons gaan net na hierdie 4 eenvoudige versies kyk vanaand, om jy weg te trek en ons gaan hulle elkeen een vir een bietjie deurgaan. So kom ons kyk eers na vers 17. In vers 17, en ek wil dit net weer daar vir u lees, staan daar: Maar nadat ons, broeders, 'n kort tydjie van julle geskeie was in persoon,
nie met die hart nie, het ons met groot verlange ons, en nou kan ek nie lekker op my eie skerm sien nie vir een of ander rede, ons beywer om julle aangesig te sien, des te meer beywer om julle aangesig te sien, en dis 1 Tessalonisense 2 vers 17. Nou, in hierdie eerste versie, is Paulus maar net besig om sy hart teenoor die gemeente uit te spreek. Onthou waarvanaf ons kom in die eerste brief aan die Tessalonisense. In die eerste brief het, die eerste hoofstuk, verskoon tog, in die Tessalonisense. In die eerste hoofstuk aan die Tessalonisense het Paulus getuig van die geweldige impak wat die evangelie gehad het en van die geweldige vrug wat die mense daar gehad het in hulle lewens en hoe hulle veranderd was en al die dinge wat daar gebeur het. As ons later na hoofstuk 3 gaan kyk, gaan jy sien presies wat die geskiedenis rondom hierdie gedeelte was. Paulus en 'n paar van sy volgelinge het na hierdie gemeente in Thessalonika gegaan en daar het baie mense tot bekering gekom en dit was 'n groot herlewing en hulle die kerk in Thessalonika begin en mense was baie bly en opgewonde om die Here te dien. Maar die geneigtheid van mense is ongelukkig so dat mense partykeer baie vinnig opgewarm word vir 'n ding, hulle word baie vinnig opgewonde oor ietsie en dan soos wat die tyd aangaan, verloor hulle so 'n bietjie belangstelling in wat gebeur het. En ongelukkig is die kerk nie 'n uitsondering hieroor nie. Baie mense raak ewe skielik baie opgewonde oor die kerk en baie opgewonde oor die heiligheid, maar soos wat tyd aangaan, val hulle maar net weer terug in dieselfde dinge en maak hulle openbaar dat hulle eintlik nooit regtig die Here geken het nie. En Paulus het 'n groot bekommernis oor hierdie dinge gehad. Hy het besef dat dit die geneigtheid van mense is. Besef dat dit maar die tipe dinge is wat 'n mens sien in hierdie mense se lewens. En dit was vir hom 'n bekommernis geweest dat hy miskien kan weggaan omdat hy geroep is om weg te gaan, omdat hy geroep is om die evangelie reg oor Europa en Asië te gaan verkondig en nie in een gemeente kon bly as hulle pastoor nie. Hy was bekommerd dat as hy sou weggaan, dan sou hierdie mense se lewens weer amper uitmekaar uitgeval het. En hierdie is 'n waardevolle bekommernis. Dis is iets waaroor Paulus maar bekommerd kon gewees het, want dit het baie keer so gebeur en is baie keer selfs in besigheid die geval. As daar 'n sterk dinamiese leier is, dan gaan dinge baie goed met hierdie besigheid, dinge gaan baie goed met hierdie gemeente, maar die oomblik wanneer daardie leier verdwyn of daar kom 'n nuwe ou in bewind, dan begin die kaarthuis in mekaar te tuimel. En dis ongelukkig waar van die kerk ook. Baie keer sal 'n dinamiese predikant in 'n gemeente inkom en daar is 'n skielike oplewing en mense is vol van hoop en mense is vol van energie en mense is vol van werkkrag en dan wanneer daardie persoon eendag weggaan, dan val hierdie gemeente maar weer uitmekaar uit. Ons ken in die kerk baie deeglik die geskiedenis van gemeentes wat gaan van 10, 15 lidmate na 300, 400 en dan wanneer daardie predikant wat die sukses behaal het weer weggaan, weer maar terugval in sy ou patrone met dieselfde 10, 15 mense wat in die banke sit. En dis 'n ongelukkige realiteit van mense. En Paulus sit met hierdie bekommernis in sy hart dat dit is wat gaan gebeur hier in Thessalonika en hy wil teruggaan en hy wil gaan kyk wat daar aangaan. Hy wil gaan sien, nadat hy nou vir 'n lang ruk weg was van die gemeente af, as hy teruggaan, kan hy dan gaan sien dat dinge daar aangehou het. Hierdie vuur wat hy daar aangesteek het, brand dit nog, of het hierdie mense al lankal besluit om in 'n ander roete te gaan? Het hierdie mense al lankal begin om in 'n ander rigting te kyk vir waarheid en saligheid en al hierdie dinge? En Paulus kry nêrens die geleentheid om dit te doen. Inteendeel, dit gaan so moeilik dat Paulus op 'n stadium eerder vir Timoteus stuur om te gaan hoor wat gaan aan in Thessalonika. En dis letterlik die opdrag wat jong Timoteus kry. Paulus roep hom eendag, sê vir hom, Timoteus, ek wil hê jy moet gaan na Thessalonika, gaan kyk wat gaan daar aan. Gaan kyk wat gaan aan in daai gemeente. Ons het nie selfone nie. Ons het nie internetkanale of online meetings en sulke tipe dinge nie. Jy sal moet soontoe loop, jy sal moet gaan praat met die mense, jy sal moet gaan hoor of die vuur in Thessalonika nog brand. En Timoteus het gegaan en hy het teruggekom en hy het met baie groot opwinding vir Paulus vertel, dit wat ons daar begin het, is niks teen wat ek daar gekry het nie. Daardie mense het 'n
ywer vir die Here. Hulle het een van die sterkste wederkomsverwagtinge gehad van al die gemeentes deur die Nuwe Testament. En dis vir my oplettend, dis een van die redes waarom ons so baie 'n verwysing na die wederkoms van die Here in hierdie briewe kry en in die versies wat ons vanaand gaan lees. So Timoteus kom terug en hy gee hierdie baie goeie nuus. En in hierdie eerste vers sê Paulus vir hulle, ons was wel van julle vir 'n oomblik geskei en daardie oomblik geskei beteken eenvoudig ons moes hom gelukkig baie sê. Ons kon nie fisies by mekaar skei nie, by mekaar bly nie. Ons moes ongelukkig aanbeweeg na ander gemeentes en ander gebiede waar die evangelie nog gehoor moes word. Maar dit was in persoon, nie met die hart nie. En dis vir my so 'n mooi insetsel wat Paulus in hierdie gedeelte gee. Dit verduidelik vir my op so 'n mooi manier Paulus se gevoel teenoor hierdie mense. Hy sê vir hulle, luister, Here is dalk uit my onmiddellike omgewing uit, maar Here is definitief nie uit my hart uit nie. Soos wat ek vir julle omgegee het toe ek daar was, so gee ek nog steeds vir julle om. Soos wat ek vir julle gebid het toe ek daar was, so bid ek nog steeds vir julle. Julle is nog nooit losgemaak van dit wat binne in my is en wat roep om julle lief te hê met die liefde van die Here Jesus. Inteendeel, ons het groot verlange, is die woorde wat hy daar gebruik. Nie net 'n gewone verlange nie, maar 'n groot, 'n dringende, ernstige behoefte om julle weer van aangesig te sien. Soos dit, ons wil baie graag daar uitkom. As ons later hoofstuk 3 gaan doen, gaan jy sien dat hy aan Timoteus sê dat hy dit nie meer kon uithou nie. Hy kon nie meer uithou om hierdie mense nie te sien nie. Die bekommernis, die wonder oor wat gaan aan in Thessalonika was so groot dat hy 'n plan moes gemaak het om te gaan uitvind wat met hierdie mense aangaan. En vanaand wil ek net by elke versie wil ek bietjie stop en ek wil praat met ons as kinders van die Here en ons verhoudings met ander kinders van die Here. En elkeen van hierdie versies wat Paulus hier neerskryf, wat eintlik maar gaan oor sy administrasie, van waar hy wou kom en waar hy nie wou kom nie, en wie hy wou sien en wie hy nie wou sien nie, en hoekom hy sekere mense nie kon sien nie, maar in elkeen van hierdie versies is daar vir my 'n kosbare waarheid vir elke kind van die Here wat vandag lewe. Hoe's jou hart teenoor ander kinders van die Here? Het jy teenoor ander kinders van die Here hierdie selfde verlange, hierdie selfde liefde, hierdie selfde gebindheid van die hart? Daar op die is aan my regterkant, dit sal seker aan die hele linkerkant wees, of ek weet nie presies hoe mooi werk die kamera nie, maar daar aan my regterkant is daar so 2 haartjies wat so deur een lyn geteken is op die muur daar onder die woord, bo die woord verlange. En 'n kind van die Here behoort aan ander kinders van die Here gekoppel te wees in hierdie liefde. En ons behoort mekaar in liefde te dien, te eer en te respekteer. En ek wil hê dat ons net vandag net 'n paar minute moet vat, net 'n paar sekondes moet vat en vir onsself kan die eenvoudige vraag vra: hoe is my hart teenoor ander kinders van die Here? Sit ek met verwyte? Het ek 'n klomp reëls in my gedagtes van hulle moes dit en hulle mag nie dit gesê het nie, hulle mag nie dit gedoen het nie, hulle moes nie daar gegaan het nie, hulle moes my hier gebel het en daar geondersteun het en hier vir my gebid het en daai keer was my prentjie skeef op die gebedslys en hierdie keer het hulle my verjaarsdag vergeet en dit en ons bou hierdie verwyte op of sit jy met hierdie Jesus hart wat Paulus gehad het, 'n hart wat vasgevang was in verlange omdat hy die ander kinders van die Here wil sien. Jy sien, kinders van die Here word nie net gered en gelos as enkellopende individue wat deur hierdie wêreld op hulle eie moet reis nie, maar die oomblik wanneer jy gered word, word jy deel van 'n Christen gemeenskap. Dit beteken, daardie dag as jy gered word, ontvang jy geestelike broers en geestelike susters en daardie mense is nouer aan jou verbind as jou eie familie. Jou eie familie is deur bloed. Bloed is 'n fisiese ding, dis iets wat baie vinnig uit jou liggaam uitgetap kan word. Jy kan selfs 'n bloedoortapping kry. Maar die ander kinders van die Here is jou familie in gees en in die Here Jesus Christus. Daar is nie 'n geesoortapping nie. Jou gees gaan nie uitstort op die grond nie.
Dit is 'n nouer, 'n sterker, 'n dieper verhouding. En vanaand het ons nodig om vir onsself te vra, maar hoe lyk hierdie verhouding? Want net soos alle aardse verhoudings het hierdie verhouding maar werk nodig. Ek het nodig om te vergewe, te verdra, te bedien, te gebruik om met hulle te kommunikeer, om vir hulle om te gee, om 'n hand om die skouer te sit en op 'n skouer te huil. Al hierdie dinge is deel van my Christelike gemeenskap. Jy kan nie 'n kind van die Here Jesus Christus op jou eie wil wees nie. Selfs al bly jy in die middel van nêrens met geen mens kilometers rondom jou nie, behoort jy nog steeds te bid dag en nag vir elke ander kind van God in die wêreld, want jy is nie alleen as jy in Christus Jesus is nie. Dis net 'n feit. En Paulus se woorde in hierdie brief herinner my maar net daaraan. Dit herinner my maar net daaraan dat ek my broers en susters moet lief hê. Dat ek nie moet sê, ag nee, dis alweer Sondag en nou moet ek alweer kerk toe gaan en ek's eintlik nie baie lus daarvoor nie. Maar dat ek moet sê, ek is opgewonde want ek kry die geleentheid om weer tussen ander kinders van die Here te wees en weer daardie liefde van die Here Jesus Christus te kan ontvang en dit weer te kan uitdeel aan ander mense. Op Kweekskool het hulle vir ons die illustrasie gegee en gesê, 'n kool, as hy uit die vuur uitgehaal word en op sy eie neergesit word, gaan vinniger dood as 'n hoopie kole wat saam met mekaar is. Ons het mekaar nodig. Ons het nodig om saam te staan, by mekaar te staan, mekaar te ondersteun, te vermaan, te verdra en lief te hê. Iets interessants is dat 1 Korintiërs 13, die baie bekende hoofstuk oor die liefde is lankmoedig, vriendelik, glo alles, hoop alles, bedek alles. Daardie 1 Korintiërs 13 wat so lekker by die troues gelees word, gaan nie oor die verhouding in 'n huwelik nie. Dit gaan oor die verhouding tussen kinders van die Here. Dit gaan oor die liefde wat ek moet hê vir daardie ou norse oom in die gemeente wat my irriteer. Of die tannie wat te veel kan klets. Of die persoon wat my 'n onreg aangedoen het. Of die kinders wat so huil in die diens. Daardie gedeelte, daardie liefde kan ek net uitleef as ek deel is van koinonia, deel is van my Christen kerk gemeenskap. Inteendeel, Paulus se liefde vir hierdie mense was so groot en so sterk dat ons die volgende lees in vers 18. Vers 18 daar in die onderkant van hierdie prentjie staan hy: Daarom wou ons na julle toe kom, ek Paulus, meer as eenmaal, maar die Satan het ons verhinder. Daarom wou ons na julle toe kom, ek Paulus, meer as eenmaal, maar die Satan het ons verhinder. En ek het hierdie versie bietjie belees en ek het gedink aan wat dit beteken. Daarso het ek nou maar net op 'n interessante manier uitgebeeld die man wat by baie paaie staan, maar dan die duiwel nou 'n stopstraat daarso gaan plant op die een pad om te sê, jy mag nou nie hier langs kom nie. Maar terwyl ek nou besig was om hierdie prentjie so vinnig by mekaar te gooi, het ek vir myself die volgende gevra: het jy so lief dat die vyand notisie neem? Met ander woorde, is daar so 'n groot, dringende, brandende liefde by jou vir kinders van die Here, dat die duiwel alles in sy mag sal doen om jou te verhinder om by hierdie mense uit te kom? Is die heelal so veranderd deur die werk wat jy onder kinders van die Here doen, nie eers om te praat die mense daar buite nie, dat die duiwel bereid is om sy kragte en sy tyd en sy energie in te span, sodat jy net nie daar kan uitkom nie, sodat jy net nie kan lief hê nie. Ek dink baie keer vergeet ons van die krag van die gemeenskap van die gelowiges. Ons vergeet dat ons eintlik hier op aarde gesit is vir mekaar. Ons het loyaliteit in ons gesinne en loyaliteit in onsself en partykeer loyaliteit aan een of ander ding, maar het ons nog loyaliteit as aan die kerk? En daarmee bedoel ek nie 'n kerkgenootskap nie, maar die genootskap van heiliges, die ware kinders van die Here. Staan ons nog met hulle saam? Bid ons nog vir hulle?
Het ons nog vir hulle liefde in ons harte, 'n omgee vir hulle in ons harte? Ek dink dit moet 'n idilliese wêreld wees. As 'n mens kan lewe in 'n wêreld waar ander kinders van die Here jou bo hulle almal stel, as hulle jou op die hande dra, as hulle vir jou bid en vir jou omgee en jou trane afvee en saam met jou wil lag en in elke projek jou arm sterk maak en elke nood jou ondersteun, wanneer hulle jou leer ken en vir jou leer lief wees en jy hulle kan vertrou en hulle jou kan vertrou, wat 'n wêreld sal dit nie wees as kinders van die Here daar is vir mekaar nie. Ek het al baie 'n bietjie die wiskunde hieroor gaan doen en gedink, as ek vir myself is, dan is daar een persoon vir Martin, maar as ek vir almal is en almal is vir my, dan is daar honderde en duisende aan my kant en ek is aan die kant van 100,000 ander kinders. Van die ekskuus. Daai gapie het ek nou al lankal geveg. Dit is seker middagie, so is tyd vir 'n slaapie. Ek vra om verskoning. Wees maar lief vir my in hierdie opname en vergewe my ou gapie. Die waarheid van die saak is, ons vergeet baie keer van die waarde van ons gemeenskap. Dis vir mense moeilik om kerk toe te kom. Baie mense sal sê, jy weet, ek gaan kerk toe, maar as die laaste vletjie blaas, dan rol die kar se wiele aan. Ek wil nie regtig deel hê met die mense of met die mense meng nie. Ek wil nie regtig deel wees van die groep nie. Ek wil nie weet van hulle probleme nie en ek wil ook nie dat hulle weet van my probleme nie. En kind van die Here, jy mis uit. Jy mis uit op liefde so sterk lig, so helder, dat die Satan alles in sy mag sal doen om dit te verhinder. Dat hy leuns in jou gedagtes sal kom plaas, wat vir jou rede sal kom uitdink, waarom jy nie onder ander kinders van die Here sal wees. Ek het eendag vir iemand gesê, jy moet pas op, dat as jy doodgaan en hemel toe kom, jy jouself nie aan almal moet voorstel nie. Leef eerder so dat wanneer jy doodgaan en hemel toe gaan, bo en behalwe die vreugde wat daar is in die Here Jesus, daar vreugde sal wees, omdat jou geestelike familie weer daarbo sal wees, dat jy hulle weer sal ontmoet, dat jy in hulle liefde weer opgeneem sal kan word. Want dit is ware vreugde, dit is ware blydskap in die Here Jesus Christus. Leef so, dat die vyand daarvan notisie neem. Paulus skryf dan ook iets baie interessant en hierdie keer gaan dit juist spesifiek oor die verwagting na die wederkoms wat hulle gehad het. En hy skryf in die volgende vers, want wie anders as julle is ons hoop of blydskap of kroon van roem in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus by sy wederkoms. En hier kom ons miskien so 'n klein bietjie nader aan die gedagte wat ons gevra het aan die begin met ons vraagie, moet ek dan nou gaan met leë hande? En Paulus sê vir hierdie mense wat 'n ernstige wederkomsverwagting gehad het. Daar word vertel dat van hierdie mense hulle werke bedank het en dat hulle elke dag op die grasperke en op die heuwels gaan sit het en hulle oë op die wolke gehou het in 'n letterlike sin, omdat hulle verwag het dat die koning van die heelal weer gaan kom, dat die Here Jesus weer in hulle tyd sal kom. En hulle het op daai stadium nie verstaan dat God se tyd nie ons tyd is nie. Hulle het nie verstaan van die genade tydperk wat eers verby moet gaan en waarin ons nog vandag leef nie. Hulle het hierdie ernstige dringende wederkomsverwagting gehad. En ek dink as Paulus praat van die wederkoms, het elkeen van die Tessalonisense sommer so op die punte van hulle stoele gesit, want hulle het 'n begeerte gehad om Jesus te ontmoet. En ek kan dit nogal verstaan. Ek dink as jy iemand aanbid het en daar was 'n belofte dat hierdie persoon weer sou kom, dat jy graag hulle sal wil ontmoet. Ek dink ek sal die Here Jesus wil ontmoet. Is miskien nie waardig om hom eers te ontmoet nie, maar ek sal hom graag wil ontmoet. Ek sal graag by sy voete wil neerval en hom wil aanbid.
Maar nou, Paulus sê, wanneer die Here Jesus kom, gaan hy nie daar staan met leë hande nie, maar hy noem 3 dinge. Hy sê, julle is ons hoop. Hy sê, want wie anders is julle as julle is ons hoop. Met ander woorde, Paulus het hierdie groot hoop gehad, en hierdie hoop is nie, ek hoop dit gaan gebeur nie. Hierdie hoop is 'n vertroue, dit is 'n uitsien, dit is 'n opgewondenheid oor die toekoms. En hy sê, ons hoop is julle. Ons wil baie graag aan die Here julle kom voorhou en sê, Here, kom kyk na hierdie mense, kyk na wat hulle in hulle lewens verander het. Dit is soos 'n kind wat sy pa in die hand wil vat en sê, kom pappa, kom kyk hier wat het ek gedoen, kom kyk hier wat het gebeur in 1 Thessalonika, kyk hoe die gewerk hierso, kyk hoe die my woorde gebruik, kyk hoe die vir my gebruik, kom pappa, kom kyk. Julle is ons hoop. En nie net ons hoop nie, maar hy gee 3 opsies, hy sê julle is ons hoop of blydskap. Blydskap, ons is bly oor die dinge wat ons van julle gehoor het. En by the way, alles wat hy gehoor het was nie goed nie. Paulus het gehoor van probleme wat daar in die gemeente was, en hy het gehoor van mense wat probleme veroorsaak het, en hy het gehoor van die geweldige vervolging wat hulle moes deurmaak, en hoe die Romeine hulle getruister en gejag het, en hoe ander kinders van die Here teen hulle opgestaan het, en al hierdie uitdagings wat hulle gehad het. Al daardie dinge was daar. Al daardie dinge was deel van hulle raamwerk, maar Paulus sê, ek kon nog steeds die verandering sien wat die evangelie by julle gebring het. Ek kon nog steeds sien hoe die Here julle lewens kom verander het, en hoe die lig van die Here Jesus Christus deur julle geskyn het, en selfs al ly julle, is ons ongelooflik bly, want 'n kind van die Here wat kan ly vir die Here is waarlik 'n kind van die Here. Kyk, dis maklik om te sê jy is 'n Christen. Meer as helfte, omtrent 70% van hierdie land sê hulle is Christene. Maar is hulle Christene as dit moeilik raak? Is hulle Christene as dit warm raak? As ons nie eers ons Sondagdienste kan bywoon in 'n land waar dit gratis is, en daar paaie is, en ons predikers het, en elektrisiteit, en mikrofone, en motors om ons kerk toe te ry nie. Hoe sou ons Christene kon gewees het in 'n tydperk wanneer jy vervolg en vervloek was deur jou volgenote, waar jou familie jou uitgestoot het, waar jy amper in die geheim moes gaan kerk hou? Ek is nie seker dat dit in Thessalonika gebeur het nie, maar daar word stories vertel dat in die ou kerk het hulle in grotte bymekaar gekom om te vergader, en onder in die kelders van huise en op die dakke van huise, daar op die plekke waar niemand hulle kon sien nie. Dit was 'n skelm vergadering omdat hulle so vervolg word. En Paulus sê, maar hierdie vervolging maak my nie net hartseer nie. Ek wil dit natuurlik nie vir julle hê nie, maar dit maak vir my bly, dit vul my met blydskap, want die gees van die Here Jesus woon werklik in julle. En dan die laaste enetjie wat hy daar noem is 'n kroon van roem in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus by sy wederkoms. Nou Paulus gebruik 'n baie interessante uitdrukking daar, die kroon van roem. Nou wanneer hulle Olimpiese spele gehad het, dan het jy nou verskillende laurierkrone gekry as atleet wat jy nou hier aan die kop gedraai het. Nou daar was verskillende kleure van hierdie laurier gewees. Party het 'n goue laurier gedra wat 'n kroon was, en ander het 'n groen geblaarde een gehad, en party was silwer, en al die verskillende krone het ietsie bedoel. Maar hoe beter en duurder en meer eksklusief jou kroon was, hoe beter was jy. En jy het hierdie kroon gedra sodat almal kon sien hoe belangrik en hoe groot en hoe indrukwekkend jy is. En Paulus sê, maar ons het nie 'n fisiese kroon nie. Ek kan nie iets by 'n smelter gaan sit of ietsie op my kop dra as die Here Jesus kom, sodat die Here Jesus kan weet dat ek belangrik is nie. Maar wat my kroon van roem gaan wees, is die siele wat ek tot genade geroep het deur die instaatstelling van die Here Jesus Christus. Met ander woorde, julle wat tot bekering gekom het, julle is my trots. Julle gaan dit wees wat ek opgewonde gaan wees om vir die Here te wys. Julle gaan die mense wees wat ek gaan vorentoe stoot en sê, Here, kyk hier, kyk wat het U Gees deur my bewerk.
En ek lees hierdie dinge van die apostel Paulus en sy ervaring in hierdie gemeente en ek wonder by myself of ons dieselfde kan sê van ons Christelike gemeenskap. Is ons eie Christelike gemeenskap ons hoop? Met ander woorde, is daar nog 'n vertroue? Of het kinders van die Here maar net so boos en onbetroubaar en vol leuns geword soos die wêreld? So kinders van die Here ook maar na hulle eie belang en tree in hulle vleeslikheid op? Of is daar nog by ons rede om te kan vertrou, rede om te kan hoop in die kerk van die Here? Kan ek vertrou dat my broers en susters vir my sal bid? Kan ek vertrou dat wanneer dit met my swaar gaan, hulle 'n salf sal smeer en wanneer dit met my goed gaan, hulle saam met my sal lag en dat ek hulle sal ken soos wat ek die Here ken in genade en in liefde? Vind ek by hulle my blydskap? Of is dit vir my 'n absolute straf om kerk toe te gaan en tussen hierdie mense te kan wees? Is daar 'n weerstand in my hart vir hierdie mense wat probeer om die Here te dien, of het ek 'n opregte liefde in my vir elkeen van hulle? En dan seker die grootste van alles, as ek die waarheid geken het, en ek het my Bybel geken, en die Here Jesus roep my eendag wanneer hy kom voor hom uit, en hy wys vir my uit oor die skare, elke een wat in my lewe was, in my gemeente, in my gesin en in my familie. Gaan hulle daar staan as my roem, as 'n getuienis van hoe ek vir hulle gearbei het, hoe ek vir hulle in diens gestaan het, hoe ek aan hulle vasgehou het, hoe ek vir hulle gebid het, hoe ek hulle ondersteun het? Of gaan hulle die mense wees vir wie ek weggehardloop het? Die mense met wie ek geen verhouding wou gehad het nie. Die mense wat vir my niks eintlik maar beteken het nie. Jy is geroep, kind van die Here, om 'n broer en 'n suster te wees, nie 'n vreemdeling nie. Jy is geroep om deel te hê aan die genade van die Here Jesus Christus, en die kerk is sy genade. Sy genade is dat daar broers en susters hier op die aarde is om jou te ondersteun, om jou hande vas te hou, om jou op te tel wanneer jy dit nodig het. Miskien is een van die redes waarom so min mense suksesvol is in hulle geestelike lewe, en ek bedoel maar met sukses dat hulle 'n goeie, groeiende verhouding met die Here Jesus het in heiligheid en in waarheid. Miskien is een van die redes dat ons so sukkel met ons geloof, omdat ons nie meer in 'n kring van bidders staan nie. Omdat ons nie meer leer en lees en help en bemoedig en omgee en trane afvee en trane uithuil vir ander en met ander en saam met ander. Miskien is dit die rede waarom ons so sukkel om te veg teen die vuurige pile van die bose, want ons het vergeet dat ons deel is van 'n gemeenskap van heiliges. Mag ons vanaand hierdie woorde baie mooi oordink en vir onsself 'n belofte maak om te sê dat ek in my gemeenskap en in my kerk betrokke sal wees. Dat ek deel sal wees, sodat ek hulle ook soos 'n kroon op my hoof kan dra wanneer die Here Jesus kom, wanneer ek ook na hom toe kan gaan en sê, Here, maar kyk na al hierdie verskil wat ek gemaak het deur u genade en staatstelling en liefde. Nie omdat ek groot is nie, Here, maar omdat u groot is. Nie omdat ek enigiets verdien nie, Here, het my al die krag gegee, maar Vader, kyk na hierdie mense, hulle is 'n monument van my gehoorsaamheid. En dan in die laaste plek sluit Paulus hierdie hoofstuk af. En hy sê, julle is ons blydskap en ons eer. En hierin herhaal hy eintlik maar net wat hy in die vorige versies al klaar gesê het. Julle is ons blydskap, julle is wat ons bly maak en julle is ons eer. Julle is wat vir die wêreld en vir die Here en vir onsself sê dat ons waarde het. Ons beteken iets vir God omdat ons iets vir julle beteken.
En ek wil graag kom by hierdie vraagie wat ons aan die begin gevra het. Moet ek gaan met Leande? En ek het baie meer oor hierdie vraag gaan dink, ek dink as wat miskien nodig is. En die waarheid is dat alles wat ek vir die Here gee, uit die hand van die Here uitkom. Die Here gee vir my die krag om die evangelie te verkondig. Die Here gee vir my die krag om sy woord te leer en te verstaan. Die Here gee vir my die vermoë om elke tree te gee wat ek gee, om elke steen te gryp waarmee ek bou aan die koninkryk van die Here. Maar wanneer die Here kom, dan wil ek graag aan die Here ook voorhou alles wat ek vir hom gedoen het. Dan wil ek graag vir die Here sê, Here, met die krag wat U beskikbaar gestel het ek my gewilligheid saamgemeng en saam met my gewilligheid het ek vir U hierdie dinge bereik. Ja, Here, U het my die krag gegee, maar ek was tog vir U bereid. En hoewel my bereidheid alles wat ek kan offer, Here, dan offer ek dit vandag met liefde. So moet ek gaan met leë hande? Ek hoef nie. Ek kan gaan met die geskiedenis van 'n mens wat gehoorsaam was aan die roepstem van die Here Jesus Christus. Ek kan gaan met 'n lang sleep van mense wat agter my staan, wat aangeraak is deur die evangelie van die Here Jesus Christus, wat ek aan hulle verkondig het. Ek kan in die hemel getuienisse hoor, waar mense vir die Here vertel het dat hulle by Jesus uitgekom het as gevolg van die deel en die invloed wat ek in hulle lewens gehad het. Moet ek gaan met leë hande? Ek hoef nie. En wanneer ek my Here ontmoet, sal ek voor hom staan en ek sal gereed wees om al hierdie dinge wat ek gedoen het, alles wat ek gedra het en moes lei ter wille van die evangelie aan hom terug te gee, om dit neer te lê aan sy voete. Dis ook nog nie vir jou te laat om met leë hande voor die Here te staan nie. Jy kan dit ook keer. Jy kan ook vandag die besluit neem dat jy koninkrykswerk sal doen. Dat jy eers die koninkryk van God sal soek en daarna die dinge van hierdie wêreld. Ek meen, as 'n mens mooi daaroor dink, is dit eintlik simpel hoe waardevol aardse dinge soms vir ons is. En hoe ons vashou aan dinge soos geld en eer en roem en alles wat hierdie tydelike eenvoudige wêreld vir ons die moeite werd maak. In hierdie wêreld is jy 80, 90, 100 jaar as jy gelukkig is. En in jou maksimum 100 jaar sal jy sukkel en swaar kry. In hierdie 100 jaar sal dit vir jou moeilik wees, sal jy siek word, sal jy teleurgesteld wees, sal jy hartseer hê, ongeag jou aardse besittings. In hierdie dae sal jy vir jou dinge bymekaar maak en dit sal breek of wegraak of mense sal dit van jou roof. Maar in die koninkryk van die Here verniel niks. Is daar geen dief in die nag nie, verniel die mot en die roes nie 'n enkele ding nie. Laat ons vir ons skatte in die hemele bymekaar maak. Laat ons ook dra 'n kroon van eer oor die mense wie ons kon bedien, die broers en susters vir wie ons kon bid, die kinders van God wat ons kon ondersteun en dra en vashou. Laat ons getuig van 'n lewe waar ons 'n gemeenskap gehad het met mekaar, waar ons liefde gehad het vir mekaar. Mag ons daarbo kom en bly wees om al die kinders van die Here te sien wat weer verenig is in die Here Jesus Christus. Jy hoef nie te gaan met leë hande nie. Jy moet net die besluit maak dat jy weier om met leë hande te gaan. Ek gaan vanaand se bid hier miskien 'n paar minute vroeër afsluit. En ek wil hê dat ons die oomblik wat ons het ekstra om bietjie te gaan dink oor die verskil wat ek maak in ander kinders van die Here se lewe. Is daar nog werklik 'n liefde vir die kinders van die Here in my lewe? 'n Liefde so indrukwekkend dat die Satan daarvan 'n notisie neem en dit met alle mag en geweld wil stop. Is hierdie liefde vir my
'n hoop? Is dit vir my 'n roem teen die dag van Christus? Is dit my eer en is dit my blydskap? Want as jy nie blydskap vind in kinders van die Here nie, kind van God, dan mis jy uit op dit wat die Here vir jou wil doen. En as hierdie dinge in jou lewe kort kom en jy wil 'n verskil maak, en jy wil hierdie verskil saam met jou dra na God se troonkamer op die groot dag van oordeel, dan is nou die tyd om te begin. Dan moet jy vandag begin werk, want jy hoef nie te gaan met leë hande nie. Jy kan gaan met 'n kroon, en met blydskap, en met hoop. Kom ons bid saam. Vader, leer ons om mekaar lief te hê, soos wat U lief gehad het. Leer ons om lief te hê met 'n vurige liefde, 'n liefde wat in ons brand. Leer ons om lief te hê met 'n liefde wat dien, wat opoffer, wat die voete van vyande sal was. Vader, leer ons om lief te hê met die woorde van die evangelie. Leer ons om lief te hê en vir mekaar te bid. Leer ons om lief te hê en mekaar te ondersteun. Leer ons om lief te hê en in mekaar te kan bou die roem van Jesus Christus, sodat wanneer U kom op die wolke, ons kan sê dat ons 'n deel ken van die koninkryk van God waarin ons wil leef. Vader, dis al wat ons aan U kan offer vir die genade van redding wat U vir ons gegee het. U het genoeg besittings, U het genoeg geld, U het genoeg lof en genoeg gebede. Maar Vader, gehoorsame diens, die weerkaatsing van U liefde, en 'n lewe wat bou aan die koninkryk van Jesus. Dis al wat ons aan U kan gee. Ons loof U daarom, Vader, en bid dat U ons sal seën. Dankie vir al U ryke genade en liefde tot in ewigheid. Amen. Baie dankie dat U ingeskakel het. Ek gaan vra dat U ook sal onthou om volgende week in te skakel vir ons laaste enetjie vir hierdie kwartaal. Daarna sal ons 'n week lank nie 'n Bybelstudie hê nie tydens die skoolvakansie, en na die skoolvakansie dan gaan ons weer heerlik voort. Ek hoop nie daarom dan volgende week te sien. Mag die Here U seën en U ryklik bewaar. Lekker aand.